Ok julle, wat ons nou gaan vir die laaste sessie van hierdie werkswinkel gaan hanteer is sakebestuur en ek wil ook so 'n bietjie stil staan by jou sakeplan, waar het bestaan het en hoe stel my so iets bymekaar. Dit goed loop eintlik so 'n bietjie hand aan hand, maar dis die doel van hierdie oefening. Ons gaan weer 'n bietjie lekker saam werk. Soos ek vir julle gesê het, ek glo daarin dat alles wat julle nodig het is binne in julle, en ek gaan net vir julle weer probeer wys deur hierdie sessie, as julle vir my die antwoorde gee, gaan ek dit maar net weer beamoen, volgens wat ek hier so op my slides het. So ja, ek wil hê, julle moet sommer so in julle groepies daar waar julle bymekaar sit, julle kan so 5 of so daar waar Bellville, julle kan almal so saam uiteindelik praat. As julle eerstens vir my kan sê, eerst ding wat ek vir julle moet gou met mekaar chat, wat is volgens julle sakebestuur en waar het bestaan dit? Miskien as julle die eerste vraag gaan net so vinnig, as ek julle 2 minute kan gee, wat sou julle sê daar in julle groepies, wat is sakebestuur? Ek gou so 2 minute, julle so 'n bietjie van 'n definisie kry, en dan sal ek weer 'n kans gee vir die dele waar dit bestaan. So as julle net vir my kan sê wat dit is, dan sal dit 'n goeie begin wees. Ek my Rodepoort is al klaar daar, hulle het as jy reg, weer al terugvoer gee, kan ek gou so vinnig net 'n hand sien as jy reg is. Ek is Centurion reg, Bellville, is julle reg, Boksburg, Somerset West. Kom ons begin sommer hier by julle in Centurion dan. Wat sê julle in julle groepe, wat is sakebestuur, waaroor gaan dit? Okay, dis maar basies 'n jack of all trades. Om jou besigheid suksesvol te bestuur, moet jy weet van alles wat in jou besigheid aangaan. Van finansies tot HR tot tegnies, wel op 'n klein vlak nou. Mens kan nie noodwendig verwag dat jy as jy 'n groot corporation het nie, wel tot 'n level van mate of tot 'n mate is dit seker belangrik dat jy al jou verskillende aspekte en divisies tog hanteer, dat jy weet wat aangaan in jou besigheid, anders gaan jy nie suksesvol wees nie. Dis 'n goeie antwoord daai. Kan ek hoor, is daar 'n ander definisie daar in Centurion vir wat julle glo sakebestuur is, of stem julle saam met wat hy gesê het? Steek maar julle hande op as julle saamstem, as julle nie saamstem, dan hoor ek graag nog iets. Okay, stem julle saam, great. Bellville, kan julle gou vir my sê, wat sê julle? Ja, dit gaan basies oor alles wat ons die afgelope 2 dae oor gepraat het. Daar's 3 hoofkomponente, sou ons sê, jou diens of produk, die finansies en jou mense. Ek hou van daai antwoord. Ons gaan nou lekker praat oor die waarheid dit bestaan. So great, dankie vir dit. Hier in Boksburg, wat sê julle? Wat sou julle sê sakebestuur? Wat is dit? Gaan julle iemand daar sou die mic gryp? Alright, hulle gaan nou vir ons sê as hulle gaan op 'n bietjie dink. Kom ek gaan gou oor aan die moed toe. Die van julle daar vir my, wat sê julle sakebestuur? Ek dink ons kan 'n bietjie bylas, miskien ook operasionele bestuur, logistiek, procurement, ek kan nie in die ander Afrikaanse woord dink nie, kwaliteit, human resources het ons behandel al, finansies is al genoem, kostebestuur. Okay, great. Nog iets? Iemand het nog iets al wil byvoeg? Die ander tafel, is julle happy met wat hy gesê het? Okay, Somerset West, wat sê julle? Ons het gesê dis die effektiewe toepassing van jou hulpbronne om minimum input, maximum output in jou besigheid te kry. Okay, great. 100%. Daar by julle in Rodepoort? Ons stem heeltemal saam met Bellville, maar ons wil net byvoeg dat as ons nou wonderlike winste maak, wil ons jare-eindparties hou en bietjie celebrate. Ja, dan moet ook redelike bestuur plaasvind. Wat julle gesê het en wat julle aan julle eie definisie daarvan, daar's niemand wat verkeerd is rondom dit nie. Die kort van die lank en gewone Afrikaans is sakebestuur gaan oor elke komponent en alles wat deel is van elkeen van daai komponente effektief die wisselwerking tussen mekaar te verstaan en dit te kan bestuur soos wat die prioriteite opduik. En dit is wat ek net vir die res van die middag en dan ook met die sakeplan 'n bietjie met julle oor wil chat. Nou as julle gou-gou, julle Bellville het nou so vinnig net so
paar dinge genoem wat hulle glo dit uit bestaan en hierso ek dink hierso by die moot het julle ook 'n paar genoem. As julle 7 areas as ons jou besigheid in 7 areas kan opdeel. Julle gaan daar in julle groepies bymekaar kom en ek wil dit nou tweeledig doen. Elke groepie moet self eers by 7 areas uitkom en dan wil ek julle met sommer in julle hele sentrum, in Centurion is julle nou 'n bietjie meer, van daar af by 'n finale 7 uitkom en dan wil ek graag hoor wat sê julle, wat is die 7 areas as jy nou met generiese areas groepeer waar het jou besigheid bestaan wat jy moet bestuur elke dag. Maak dit sin wat ek vra? Centurion, is julle happy? Bellville, is julle happy? Okay. Boksburg, verstaan julle? Somerset West, julle happy, verstaan julle wat ek vra? Okay, Moot, ek sien julle werk al daaraan, so hulle verstaan seker. En dan Roodepoort ook. Okay, cool. Kan ek so letterlik so 5 of 7 minute gee daarvoor? As julle gou kan chat en konsensus bereik oor wat julle sê is die 7 areas van impak op besigheid. As julle vinnig al klaar by konsensus uitkom, kan julle maar net my aanduiding gee, so vir my met die hand waar as julle reg is. Okay, wie wil eers begin? Kan ek gou vinnig sien, wil iemand eers begin? Of moet ek maar weer nominate? Okay, Boksburg, kan julle gou vir my sê, wat sê julle is die 7 areas van impak op besigheid? Dit is op jou operations, jou marketing, jou financial, jou HR management, public relations, en jou purchases en dan jou sales. Okay, baie goed. Okay, great. Jy sien hier in Centurion is die man se stoel brand. Praat met ons. Hallo, kan almal ons hoor? Daar is hy. Ons het verkope, bemarking, produksie en R&D, admin en finance, infrastruktuur en IT, HR, risiko en legal en strategies. Okay, great. Dankie. Kan ons hoor also in Bellville, wat sê julle? Ons het administratief, batebestuur, jou finansies wat debiteure, krediteure en kontantvloei insluit, jou mense, jou personeel, HR, diens of produk wat jy lewer, risikobestuur en bemarking. Finansies, human resources, logistiek, sales en marketing onder dieselfde een, verkrygings of procurements, quality, health, safety en environmental is een, en operations. Ek weet nie of ek het wat julle het nie, maar ek gaan nou maar sê, human resources, finances, law in tax, marketing, verkope, admin, voorraad en safety. Safety het ek gesteel by die ander ouens. Okay, so jy stem dan saam met iets anders ook. Okay, great, dankie. Dit is goeie is daai. Roodepoort, wat sê julle? Ons het oog op finansies, so. Ons het aankope, ons het verkope, kliëntediens, produk of diens en personeelbestuur en on top of your game, soos byvoorbeeld navorsing vir verbetering, het ons te gesê. Baie goed. Ek dink dit was 'n goeie probeerslag geweest. Ek wil nou gou vir julle wys hoe naby julle kom aan wat ons glo die areas is waarna jy moet kyk. Eerstens waar ek graag wil begin is, ek wil eers die vraag vra, wie dink julle is die belangrikste persoon in 'n besigheid? Enigiemand, dis oop vir die vloer. Nee. Entrepreneur. Okay, hoekom sê jy so? Ek stem saam, maar hoekom sê jy so? Hy is verantwoordelik vir alles. Okay, great. So die entrepreneur in sy besigheid nie 'n area wees wat 'n impak kan maak op die besigheid nie. Ja, in Bellville, wat dink jy? Ja, verseker. Dis die spulpunt waarom alles draai. Jy is 100% reg. Dis hoekom julle sal sien, dis maar die goed waarmee ons begin het ook. Dit gaan oor jou as entrepreneur. Jy as entrepreneur is die grootste risiko in jou besigheid. Jy moet dit verstaan en jy moet vrede maak daarmee. En dis hoekom dit vir ons uiters en ek kan gaan weer sê uiters belangrik is dat jy jouself as individu so goed moet ken en verstaan dat jy jouself ordentlik kan aanwend binne in jou besigheid. Want of jy dit nou wil weet of nie, jy het 'n impak op jou besigheid en jou besigheid het 'n impak op jou. En dis wat ons bedoel met ek myself en my besigheid.
Ons kry baie keer ouens wat in lang loopbane staan en kry hulle groot pensioene of whatever wat uitbetaal en dan dink hy, yes, dit is nog altyd baie lekker gelyk om 'n restaurant te hê. Maar hy is 'n ou wat vir die staat gewerk het en hy is gewoond 3:30 dan gaan hy huis toe, weet hy. Kom 8 uur aan en 10 uur drink ons weer tee en dan lunch ons, weet so en 3:30, 4 uur is hy weer by die huis. En as hy dan daai besigheid koop en hy begin werk en besef hy maar nou werk hy 24/7. En hy het nooit gaan dink aan wat die impak wat die besigheid op hom het nie en wat die impak hy op die besigheid gaan hê nie. Sê nie daardeur hy moet dit nie hê nie, maar as hy net van 8 tot 4 wil werk, is dit nie die tipe besigheid wat hy moet koop. Die risiko's vir hom is te groot daar rondom. So dis die eerste area wat jy doeltreffend kan aanspreek in die bestuur van jou besigheid, is die bestuur van jouself en die impak wat jy op jou besigheid het en jou besigheid holisties al in die algemeen so goed verstaan dat jy weet wat die impak is wat dit op jou het. Dis hoekom daar in Bellville wat ek kan nie onthou wie dit was wat sê hy is nog onderwyser en hy doen die riempies. As dit is die balans wat jy binne jou unieke make-up, jou authenticity as dit is hoe jy dit aan mekaar sit, is daar niks fout daarmee nie. Okay, jy hoef nie alles te los om op die einde 'n suksesvolle entrepreneur te wees nie. Die tweede een waarna ons kyk is risikobestuur. 'n Paar van julle het dit genoem. Ewan het dit lekker hanteer. Wanneer ons hier na risikobestuur verwys ons na algemene risikobestuur in die terme van alle aspekte, alle risiko's wat jou besigheid kan beïnvloed. En julle het nou mooi gesien, tools en tegnieke wat hy vir julle gewys het, wat julle kan gebruik om die risiko's wat julle in julle besigheid het, te kan identifiseer en aanspreek ensovoorts. Dan die volgende een wat baie van julle genoem het, wat my net bevestig, dat julle is baie goed ingestel op hierdie area, is verkope, bemarking en groei. Ons sit daai maar saam, as daar nie bemarking is nie, gaan daar nie verkope wees nie, as daar nie verkope is, gaan daar nie groei wees nie. Dit is maar so eenvoudig soos dit, en dis hoekom ons dit so daar saam groepeer. En weer eens, soos wat Stefan gister gesels het, jy moet goeie inligting oor jou mark het, jy moet verstaan hoe die ouens operate, jy moet met daai ouens praat op 'n manier dat hulle sê, ons kan nie sonder jou produk nie, ons wil meer daarvan hê, en hulle hou dit aan gebruik, en hulle koop dit by jou, sodat jou besigheid kan groei, waarna dit moet gaan. Die vierde een is finansies. Daai is alles wat binne in finansies val, jou hele finansiële funksie, debitere, krediteure, procurement, voorraad, finansiering, pricing, costing, alles wat met cashflow en finansies in jou besigheid te doen het, val onder daai area van jou besigheid. Ewan het vanoggend bietjie meer op die kontantvloei gefokus, maar as jy gesien het oor alles wat hy gepraat het rond die kontantvloei, dan kan dit vir julle 'n goeie raamwerk gee van wat ons alles onder die finansies area hanteer. Die volgende ene wat julle ook genoem het is wat operations is in Engels, maar kom ons noem dit bedrywighede. Wat sou julle sê bedoel ons as ons praat van operations? Wat sou julle definisie van operations wees? Wat ek gou sien, enigiemand gou opinie. Yes, waarin is tweede? Ek sal sê as jy daaglikse bedrywighede van jou besigheid, wat die dag tot dag sake wat aangaan by jou besigheid, of jy 'n produksie is, wat ook al jy doen. Dis korrek. Dis so eenvoudig as wat ons dit hou ouens om te sê hoe jou besigheid werk. Dit is wat operations is. Dit kan uit 'n klomp verskillende goed bestaan afhangende van wat se tipe besigheid wat jy het of industrie waarin jy speel ensovoorts. Okay. Volgende is menslike hulpbronne. Baie van julle het dit genoem. Liana het nou lekker met ons daaroor gesels. Uiters belangrike area wat jy moet aanspreek as jy wil 'n unieke besigheid hê en wat ons praat van 'n authentic besigheid, help dit nie net jy is uniek en authentic nie, jy moet ook vir jou personeel 'n platform skep waar hulle kan uniek wees en hulle kan presteer en waar hulle doelwitte kan bereik ensovoorts. Dan die laaste ene hierso het julle ook genoem is die wetlike en regulatoriese aspekte wat 'n impak het op jou besigheid. En ouens het gister baie daaroor gepraat, julle het volgende oor die tax, het julle gehoor hoe dit jou besigheid beïnvloed, so alhoewel tax baie in 'n finansiële oogpunt lê, is daar wetlike aspekte wat aan die ander kant daarvan sit, wat julle ook moet in ag neem. Nou wil ek gou vir julle vra, of kom ons vat gou 'n gevalle studie, as julle 'n nuwe personeel het moet aanstel, watse area het dit 'n impak op, as jy na hierdie 7 areas kyk? Wil julle gou daar in julle groepies gou dit bespreek, en dan sê julle gou vir my, wat dink julle? Ons het gedink dat dit al die genoemde faktore bevat. Wetlik is natuurlik om te sien dat jy die persoon in die regte wetsodanigheid gaan aanstel, dat hulle jy nie weg gaan loop of dat jy dit kan kontrole hou.
jou menslike hulpbronne is waar ja, en of jy oor die persoon in die weg gaan kom en of jy hom kan verder vat en byvoorbeeld verder leer om verder te gaan in die maatskappy. En bedrywighede produksie is of hulle goed kan werk. Finansies kan jy die persoon bekostig, salarisse en goed uitwerk. Jou verkope, bemarking en groei is ook maar deel van al die mense wat saam met jou werk. En risikobestuur, hulle gaan ook daar deel wees van as daar risiko's gebeur met die besigheid, so hulle sal dit self ook moet dra. En dan en dan ek myself in die besigheid, hulle is deel daarvan. OK, baie goed. Dankie vir dit. Wat sê julle daar in die moed? Yes, wat sê julle? Ons stem saam, dit gaan al die aspekte beïnvloed. OK, baie goed. Wel, Somerset West, wat sê julle? Ja, ons hier in Bellville stem saam. Al die punte word geaffekteer of beïnvloed. Sê julle dit vir dieselfde redes of het julle 'n paar ander redes? Nee, daar is nie ander redes nie. Ek dink as jy 'n persoon aanstel, ja, die invloed word versprei want die persoon is op alle vlakke betrokke of deel van of het 'n effek op iets. In baie besluitneming het 'n impak op die beeld van jou besigheid, die produksie, die effektiwiteit en so meer. So dit is uiters belangrik om regte persone aan te stel. Great. Somerset West, wat sê julle? Ons stem saam, en die rede vir dit is dat die persoon verteenwoordig jou besigheid. So alles wat jy so hard voor gewerk het, stel jy hom nou, jy vertrou om daarmee saam te werk en dieselfde visie te hê en dieselfde verantwoordelikheid te dra. Ja, stem saam, thumbs up. Want dis die waarheid. Ja, want ek was daar nie 'n persoon in my company inkom as ek vir die besluit gemaak het en as my besigheid so dit affekteer my. Die persoon kan dalk 'n flight risk of iets wees, hulle dra risiko. Gaan hulle goed doen of gaan hulle sleg doen? Dis groei vir my besigheid, dis 'n finansiële implikasie as gevolg van die salarisse wat aangepas moet word, bonusse, daai goeders. Obviously stel ek hom aan want daar is bedrywighede in my company en hy moet kom dit verlig van die span af of kom bydra of ietsie. En dis alles doen met HR, weet die interviewproses en daai goeders en dan obviously wetlik want daar's 'n kontrak en daai tipe goeders wat in plek kom. OK. Cool, dankie. Boksburg, wat sê julle? Man se keel is terug. Ek gaan seker weer praat. Ek weet nie. Wat sê julle? Ja, 'n nuwe werker gaan op hierdie vlakke 'n invloed hê. Ja, daar moet dienskontrakte wees op jou HR of jou menslike hulpbronne gaan daarso 'n impak wees op jou bedrywighede op finansies oral te gaan daai persone impak hê. Nou net my volgende vraag en hierdie kan jy net vir jouself antwoord. As jy nou fisies iemand moes aanstel, sou jy so na jou besluit gaan kyk het om seker te maak jy kry die regte persoon en die hele proses te hanteer volgens die impak wat daai aanstelling op areas van jou besigheid sou hê. Dis die eerste vraag wat jy vir jouself kan. Die volgende vraag wat ek gou vir julle het het elke ding wat jy doen 'n impak op elkeen van die ander areas? So kom ons vat enigiets. Kom ons sê jy hoor nou daar kom nuwe wetgewing uit of skielik droog jou kontantvloei op of whatever. Het dit net 'n impak op sekere areas of het dit alles altyd 'n impak op alles? Enigiemand? Wat sê Centurion? Ja, wat beteken thumbs up? Oh, sorry. Dit affekteer ook alles. OK, alles impak op alles. Is daar in Bellville, wat sê julle? Alles. OK. Boksburg, wat sê julle? Alles. Of nie alles nie? OK, hulle sê alles. OK. Moed, wat sê julle? Alles. OK, daar was 'n 6 geslaan en net daar in die moed. Ek het nie wie het gebed nie, maar ek kan voor. Hulle stem saam. Somerset West, wat sê julle? Alles op alles. OK. Broederpoort. OK, nou wat ek julle wil vra is en dit is die kort en die basiese ding rondom sakebestuur is wanneer jy 'n besluit en wanneer jy 'n besigheid bestuur, neem jy actually elke area in ag voordat jy 'n besluit neem. Of skiet jy hom maar net die heup uit wat eers opkom sonder om die goeie wat minder hoog loop met is in ag geneem. En dit gaan altyd jou uitdaging bly as entrepreneur, is om
so jouself holisties te kan fasiliteer tussen die verskillende areas van jou besigheid, en dis hoekom dit tereg met wat een van julle, ek dink dit is 'n Centurion wat sê, op sakebestuur gaan daaroor om jou besigheid so goed te ken en te verstaan en elke area daarvan te kan bestuur. As jy nie elke area van jou besigheid verstaan nie, sal dit vir jou baie moeilik wees om waarskynlik al die nodige inligting in te win en te oorweeg wanneer jy sekere besluite maak. Dis baie keer waarvan ons entrepreneurs begin probleme optel, veral as ons besighede begin groei. Die ouens begin net mense aanstel, maar hy gaan dink nie hoe dit om operasioneel of finansieel, of hy dalk dit oorweeg, maar hy oorweeg nie noodwendig die impak wat dit op hom en sy besigheid gaan hê nie, omdat hy saam met die mense moet werk. So, wanneer jy sakebestuur doen, maak asseblief seker, jy kyk na elkeen van hierdie areas, en jy oorweeg elkeen van hierdie areas ordentlik, jy ontleed elkeen om te sien wat die impak van elkeen is, ten opsigte van hierdie besluit wat jy wil maak. Nou gaan jy dadelik vir my sê, ja, maar ek het nie tyd om dit te doen nie. Ek hoor wat jy sê, ons almal het min tyd, maar vat liewer langer en beplan ordentlik, as wat jy halgeweer vat en skiet. Jy wil eerder die pyne en risiko's verhoed. Dis waaroor goeie sakebestuur gaan, is om goeie besluite te maak die meeste van die tyd. En as jy baie keer reaktief is, of emosioneel is, of dit nie noodwendig alles goed holisties en rustig oorweeg, en goed deurdink oorweeg, en kom ek nou met eerder so, goed deurdink oorweeg, dan is die kans baie goed dat die besluit en die aksie wat jy wil uitvoer, nie noodwendig die gewenste uitwerking gaan hê nie. Ok, so, graag dit met julle deel, en julle moet in die toekoms daarna kyk. Die volgende ding wat ek met julle wil bespreek, en ek dink ons kan dit gou na koffie doen, as ons kan gou 'n breek vat en net 'n koffiekie kry, wil ek gou met julle praat oor hoe doen ek dit, met julle deur 'n paar goeters gaan, en dan ook die sakeplan. So kom ons breek net gou, as ons 1/4 kan terug wees, sal dit great wees, dan kan ons gou verder gesels. Thanks. Alright, kom ons gaan aan, dat ons die bal aan die rol kry, ek sien almal lyk vir my reg. Ok, waar ek wil aangaan is dat ons gou 'n bietjie met gesels oor hoe doen ek hierdie sakebestuur. Ons het eintlik al so 'n bietjie op die punte aangeraak, so ek wil net vlugtig weer daardeur gaan. Die eerste ding wat belangrik is dat jy regtig moet elke area van die besigheid moet ken en verstaan en weet wat elke area behels. Dit klink baie eenvoudig, en die beste manier sal wees om dit individueel eers aan te pak en mooi daar rondom gaan dink, maar jy gaan verseker nie daarby uitkom deur noodwendig net vanuit jou eie perspektief daarna te kyk. Ons het baie keer 'n natuurlike, weer eens as ek terugkom met die talente goed wat ek gister my eerste sessie met julle bespreek het, party van ons het 'n natuurlike aanslag rondom sekere goeders, so sekere inligting, sekere manier van na goeders kyk, gaan vir jou baie meer natuurlik kom as ander maniere met ouens wat ander talente het. So wees versigtig dat jy nie net vanuit jou eie manier na 'n area kyk om hom te ken en te verstaan nie. Maak seker jy kry inligting en input van ander mense ook wat in hulle views en hulle opinies oor daai area en die impak wat dit kan hê, sodat jy dit regtig ordentlik kan ken en verstaan. Vir ons is dit baie belangrik dat elke entrepreneur, wanneer jy besluite maak, moet jy die inligting wat jy bymekaar maak, moet jy so wyd as moontlik en so goed as moontlik bymekaar maak. Ek sê baie keer vir ouens, hierdie ding van Afrikaans, hulle sê kennis is mag, is die grootste klomp nonsens. Kennis beteken niks as jy dit nie kan uitvoer nie. Ok, jy kan enigiets op Google kry as jy dit wil, maar dit beteken nie, jy gaan weet wat, jy gaan iets ordentlik bymekaar kan sien. So jou uitdaging is om inligting te goeie inligting bymekaar te maak, dit goed te fasiliteer en daaruit goeie planne te maak. Dit gaan altyd jou uitdaging wees. En hoe beter jy jou opskerp rondom jou talente en thinking skills en jou self kan fasiliteer, hoe beter gaan jy raak met dit. Maar dit gaan 'n doelbewuste besluit van jou moet wees om jouself so te begin ontwikkel en positioneer. Dis hoekom vir ons wat ek begin het gister, ek sê die eerste punt, jy moet 'n leerbare, teachable entrepreneur wees. As jy nie persoonlike ontwikkeling vooropstel as 'n vereiste vir jou as entrepreneur nie, gaan jy jouself baie blootstel aan baie risiko's, omdat jy jouself nie ontwikkel tot jou potensiaal of dan seker is wat jou tekortkominge en wat jou sterkpunte en talente is nie. Alright, enige vrae rondom dit of aanmerkings rondom daai stelling? Happy? Alright. Die volgende een klink baie dieselfde, maar dit is nie dieselfde nie. Die volgende punt is, verstaan die impak wat elkeen van hierdie areas op mekaar het. Weereens, jy moet nie net vanuit jou eie point of view, van jou eie oogpunt daarna kyk nie. Kry ander se opinie oor wat is die impak wat hulle dink hierdie ding op jou besigheid kan hê.
Hoor by hulle wat dink hulle is die impak van daai area in hulle besighede. Ons kan baie leer by mekaar wat verskillende besighede ook het. Baie keer dink ouens, ja, hulle moet net met hulle eie industrie praat. Dis nogal eintlik 'n baie gevaarlike ding om te doen. Ek weet nie van julle nie, maar oor die algemeen as jy na iemand kyk, is dit maklik om 'n ouditeur en 'n prokureur te identifiseer net na om te kyk. As jy saamstem, maak so, en as jy nie saamstem nie, maak so. OK, ingenieurs ook. Ek het al baie gelag en sit daar 'n ingenieur in die gehoor en die tipe vraag kan ek dadelik jy sê weer jy is seker 'n ingenieur. Wat sad is en wat goed en sleg is, baie keer word bepaal skoling die manier hoe mense dink en optree. So as jy rek geswat het of jy het prokureur geswat of ingenieur, jy daai manier hoe die ouens jou geskool het, bepaal baie keer hoe mense dink oor goed. Dis baie keer ook hoe mense nie gelukkig is in werke nie, want die skoling wat hulle gekry het en die werk wat nou pas nie by hulle hele make-up nie. So dit is goed om net buite jou industrie met mense oor dieselfde beginsels te praat, om te sê, hoorie, hoe sien julle hierdie area, wat se impak het dit op julle besigheid, en daar kan jy baie goeie inligting kry oor die impak wat dit op jou besigheid kan hê. So weer eens, kyk of jy 'n 360 grade view op die impak wat dit op mekaar kan hê, sodat jy 'n goeie inligting dit kan kry. Dan die derde ding is, en hierdie is ontsettend belangrik ouens, wanneer jy besig is om in jou besigheid te bestuur en iewers heen te gaan, want niemand bestuur tog 'n besigheid net om op die pad te bly nie, verstaan, want selfs net op die pad bly, is jy ook besig om iets te doen. Ons fokus altyd op uitkomste. En wat ons in die pad wat ons loop na daai uitkomste is 'n leerpad wat ons loop. Ek wil gou vir julle vra, as ek 'n probleem probeer uitsort en ek sê okay, kontantvloei is my probleem en ek gaan kyk daarna en ek maak 'n plan en ek implementeer die ding en ek kom uit en die plan werk nie heeltemal, of hy werk glad nie, kom ons sê hy werk glad nie. Is ek op dieselfde plek waar ek was, of is ek al 'n bietjie verder in die pad af? Kan ek gou een of twee se views kry daaroor? Ek sien Babel wys vir my so, dis nie swanger nie, so ek neem aan dit was net voor, jy is bietjie vorentoe. Okay. Alright, wie het nog daai view, of wat sê die res van julle? Centurion, wat kan ek hoor hier voor, die man met die blou hemp kan hy weer vir my ietsie sê, ek sien nou, daar is iemand Centurion. Hierdie is 'n punt wat ek baie sterk oor voel. Ek dink een van die absolute belangrikste dinge as entrepreneur is dat jy moenie 'n fout maak nie. Elke stappie wat jy neem is 'n stappie vorentoe. Jy gaan 'n les leer ten koste of ten bate van jouself. Maar elke stappie wat jy neem is 'n stappie vorentoe. Maak geen fout nie. Een van die grootste foute wat entrepreneurs soms maak is analysis paralysis. So my raad is doen iets, doen enige iets. Al is dit klein, en dit is beter as dit klein is, want dan is dit maklik om te doen. Doen dit net. Dit is hoe jy leer, dit is hoe jy vorentoe beweeg. Kan ek gou vir jou terwyl jy daai punt maak, Dries gee net vir hom weer die mikrofoon terug, wil hom net gou iets vra. Net in konteks, ons het baie, daar's so 'n sê wat sê back to the drawing board. En as jy dit baie rugby kyk, so jy sien baie van ons slim rugbykapteine, hulle gaan baie keer en sê ons nee, maar terug na die ons weer terug gaan sien toe. As ons daai sering gebruik in konteks van wat jy nou gesê het, hoe sou jy dit met bymekaar uitbring? Ek dink die belangrikste ding wat 'n mens moet doen met enige besigheid is jy het 'n blink idee, maar dit is nie noodwendig wat mense wil hê nie. So jy moet leer wat mense wil hê. Elke bietjie wat jy leer, gee vir jou die kans om jou produk of jou diens te verfyn en te verbeter en aan te pas na wat mense wil hê. Ek weet nie van enige besigheid in die wêreld wat vandag presies lyk soos wat die entrepreneur gedink het, die besigheid gaan lyk die dag toe hy daarmee begin het nie. Elke besigheid verander. Elke besigheid maak 'n koersverandering, groot of klein. Facebook het baie klein begin. Dit was veronderstel om op universiteitsvlak te wees. Daar's nou 1.2 biljoen mense wat Facebook gebruik, né? So daai besigheid het gegroei na iets totaal onherkenbaars van waarmee die ouens begin het. So die vorentoe beweging, die toetsing, die aanhoudende aanpassing. As 'n entrepreneur gaan jy deur 3 fases. Jy begin altyd as innoveerder. Dit is waar jy die blink idee het. Dan word jy 'n entrepreneur. Dis waar jy die besigheid bou. En as jy besigheid gebou is, word jy 'n bestuurder. Dis die boring gedeelte, right?
Is dit wat jy wou gehoor het, Etienne? Ja, ek wil jou gevra of ek kan of dit opsom deur dalk die volgende woorde in jou mond te sit as ek jou reg hoor, maar as ek jou nie reg hoor nie, asseblief korrigeer my. So wat jy sê is as ek die konteks van back to the drawing board gebruik, beteken dit nie ek begin heeltemal van scratch af met niks nie. Ek gaan van waar ek gekom het nou om te sê, ek het nou hier gesien, dit het nie gewerk nie, maar ek gaan van daar af begin ek weer met 'n proses. Is dit wat jy gesê? Dit is baie makliker om die derde besigheid te bou as wat dit is om die eerste een te bou. Ouens, dit wat hy aanraak is jou sleutel tot sukses in terme van die besigheid ordentlik bestuur. As jy daar nog gaan kyk deur die foute wat jy gemaak het en ek gaan net so 'n bietjie weer terugkom na die sielkunde van ons mense toe. Ouens, julle moet verstaan dat jou brein gaan net doen die besluite wat jy vir hom gee om te doen. Jou brein is ontsettend kragtig en hierdie is 'n bietjie fisiologies navorsing, julle kan dit gaan opsoek as julle wil, maar jou brein reageer letterlik net op jou thinking. So dit gebeur in splitsekondes. So wanneer iets voor jou is en jy moet 'n besluit maak, gebruik jy inligting en jou kennis en jou ondervinding en dan maak jy 'n besluit. En sodra jy die besluit maak, dan reageer jou brein net daarop. En wat ons baie keer in ons kultuur en veral ons Afrikaners met back to the drawing board en so voort, ons begin so fokus op dit wat verkeerd gegaan het, dat ons onsself nie 'n kans gee om te wen nie. En dan begin jy eintlik jouself down doen die hele tyd, omdat jou brein net reageer op die negatiewe goed. Dis ook wetenskaplik bewys dat wanneer jy met negativiteit gekoppel word, moet jy 4 keer omtrent positiewe goeders doen voor daai twee mekaar uit-equalize as gevolg van die chemikalie en die goed in jou brein gebeur. So dis uiters belangrik. Wanneer ons met entrepreneurs werk, noem ons hierdie progressive thinking. Dis maar 'n term wat ons net gebruik is om te sê ons dink altyd vooruitstrewend en ek is baie bly oor die punt wat Neville hier gemaak het, maar ek weet ook waar hy vandaan kom en dis hoekom dit vir hom baie makliker is. As jy op Amerika en oorsee en daai ouens gaan kyk, daai ouens is nie bekommerd oor failure nie, ouens. Hulle vat elke ding as 'n leerproses en hulle dryf uitkomste. As hy nie vandag dit maak nie, gaan hy dit môre maak. Dis absoluut in hulle denkwyse ingeprint. Neville, jy kan dit dalk nou beamoen of afskiet. Maar ouens, hierdie is ontsettend belangrik dat jy moet vooruitstrewend dink die hele tyd. Vat alles wat met jou gebeur en skep dit in positiewe energie in die sin van wat leer ek uit en pas dan jou plan aan tot jy by die uitkomste uitkom wat jy doen. Maar jy gaan dit vir die res van jou lewe doen as entrepreneur. Yes, daar in Bellville. Nou gepraat van jy mense in diens geneem, jy's beheer en jy weet van alles wat in jou besigheid aangaan. Maar wat ek jare terug al geleer het, is dat jy moet net nie 'n control freak raak nie. Jy daai mense aangestel om 'n job te doen, sit met hulle om die tafel en laat julle almal saam die probleme oplos. Jy moet hom nie alleen oplos nie. Want die oomblik wat jy hom alleen oplos, gaan jy wys jy dink niks van daai mense se integriteit is, so waarvoor jy hulle aangestel. Baie goeie punt, ek is baie bly jy bring dit op. Veral ons entrepreneurs wat gewoond is om op ons eie te operate, as ons mense kry, dan isoleer ons mense van onsself af. En hierdie ding is ontsettend belangrik dat jou mense dit ook moet aanleer. As jou mense aanleer dat hulle moet heeltyd vooruitstrewend wees en progressive dink en uit die hele pad wat hulle stap om uitkomste te bereik, as hulle daai ruimte het om dit te doen, dan skep jy vir 'n platform om te gaan presteer en 'n platform om hulle self te gaan uitleef. En as jy gaan kyk na Harvard data wat hulle ek het navorsing nydig gesien waar hulle al hulle data gaan ontleed in terme van suksesvolle maatskappye, en een van die areas wat daar uitkom is mense en jou werknemers. Die ouens wat dit reg kry om hulle werknemers te empower en hulle om te gee en hulle te ontwikkel dat hulle by hulle potensiaal uitkom, is die ouens wat suksesvol is. So jy as entrepreneur moet hierdie denkwyses moet jy ook kweek by jou mense. Jy gaan dit nie jou besigheid groei na die plek waar jy graag wil hê as jy nie hierdie progressive thinking gaan regkry. Dis nie iets wat van self gaan kom nie. Jy gaan moet die besluite maak. Want jou brein met die diewe patrone moet hy aanleer. Gelukkig, jy kan gaan daar's iets soos neuroplasticity, dis 'n bietjie psychology term, maar daai ding wat hulle daardeur sê is jy kan letterlik het jy die vermoë om jou brein anders te wire. Daar's nou baie tegnieke hoe mens die stuff kan doen. Ek gaan nie nou in daai detail gaan nie, maar jy kan die manier hoe jy dink verander deur ander denkprosesse aan te leer en anders te na goeders te kyk.
So maak seker as julle wanneer dit by sakebestuur kom, dat julle regtig julle koppe oopkry, dat julle regtig progressief is en dryf uitkomste. Moenie worry oor die foute wat julle maak nie, leer daaruit. Gebruik dit tot julle voordeel en dryf die uitkomste. Alles wat ons in besigheid doen is uitkomsgebaseerd en is doelwit georiënteerd. Daar enige vrae nog, maak dit sin wat ek sê, of is ek bietjie voel dit veel ek praat nonsens? Yes, yes. Ja, nee, ek wil net sê dat ek was so tydjie terug, het ek deur 'n situasie gegaan in my besigheid waar iemand, een van die rival companies, het iets negatief gekommentaar op iets wat ek gepost het op Facebook byvoorbeeld. En ek het 'n keuse gehad om dit persoonlik op te vat en regtig nie gelukkig op te tree daaroor nie. Maar wat ek eintlik toe na 'n aand of 2 se slaap daaroor gekom het, en ek het gesien dat hierdie persoon het net vir my 'n tikkie op my hand gegee om vir my te sê jy moet hou aan om professioneel te act. Jy kan nie in 'n professionele industrie is dit belangrik dat die entrepreneur altyd besef hy moet professioneel optree. En ja, ek wou net bygesit het. Nee, dit is baie goeie punt wat jy daar opbring. Dit sluit vir my aan in die sin van dat ons as entrepreneurs met 'n hoë vlak van emosionele intelligensie ontwikkel. Want baie keer as jy so aangevat word, veral met social media ouens, ou vat jy goed baie maklik persoonlik en die manier hoe jy reageer daarop kan jy of daaruit wen of jy kan vir jouself baie skade maak. So ons moet emosioneel baie intelligent optree en deur reg na die goed te kyk, soos hy dit sê, hy het 'n dag of 2 daaroor geslaap en obviously daardeur het hy gedink en toe besluit hy gaan die perspektief hê. Daai tipe goeders is die goed wat jou van jou kompeteerders in die mark onderskei en wat jou op die einde nader aan sukses bring. So spandeer tyd met die manier hoe jy dink. Dit is regtig die verskil tussen wen en verloor, as ek dit so kan stel. Ek dink ons Centurion is iemand wat iets wil sê as ek dit reg het. Het jy net gevra as jy sê praat jy nonsens of nie? Centurion sê ja, jy praat nonsens. Ekskuus, ek maak 'n grap. Weet jy, ekskuus, ek wil net 'n boek wat ek kan aanbeveel oor wat jy praat van hoe kragtig se mense brein. Die boek se naam is Maak 'n Kopskuif van Dr. Eleanor Leaf. Dr. Eleanor Leaf se boek Maak 'n Kopskuif. Hy's in Engels ook beskikbaar, so baie goeie boek om te lees. Is dit nie Caroline Leaf nie? Of Caroline Leaf, ja, ekskuus. In Engels is hy Switch on Your Brain, is daai boek se naam. Maar baie goeie boek, jy kan gerus daai boek lees. Dit is regtig, dis die toekoms ouens, hierdie neuroscience business is waarin ons gaan in die toekoms. So hoe gouer julle self ook vertroud kry met hierdie neuroscience in terme van die impak wat dit op jou besigheid kan hê, gaan jouself ook nogal diferensieer as entrepreneur. Maar dankie vir daai inset, dit is baie goed, baie dankie vir dit. Etienne? Yes. Ons wil net weer daai boek se naam kry asseblief. In Engels is dit Switch on Your Brain van Dr. Caroline Leaf. Daai Leaf is L-E-A-F. En dan sê hy in Engels as hy maak 'n kopskuif, nee. Ek dink dis wat sy gesê het, maak 'n kopskuif. Dis wat hy in Afrikaans is. Iemand wat nog kommentaar of iets daarop wil lewer? Almal happy. Right. My volgende punt sluit so 'n bietjie aan, ek het dit eintlik aangespreek wat ek kry nie in Afrikaans 'n beter beskrywing as dit van apply your mind. Ouens, ons kan nie, die lewe is vinnig en dinge gebeur baie gou en alles verander die heeltyd. Ek kan nou vir julle vandag sê, die toekoms van entrepreneurskap is jou vermoë om te kan aanpas by verandering en veranderinge te kan absorbeer en dit te kan gebruik tot jou voordeel. Die enigste manier hoe jy dit gaan regkry is om jou brein te gebruik. Daar is geen ander manier hoe jy dit regtig gaan regkry nie. So weer eens kom hierdie vir my terug na hoe jy dink, wie jy is, wat jou talente en hoe fasiliteer jy en die mense om jou om op die einde by goeders uit te kom en by doelwitte uit te kom. Jy moet die vermoë ontwikkel om deur inligting te sif en te bepaal is dit goeie of slegte inligting. So ek sê daar is 'n hordes klomp inligting daar buite beskikbaar, nie alles is goeie inligting nie. En buite konteks is self goeie inligting slegte inligting. So jy moet die vermoë begin ontwikkel om konteks te skep. Dus kom ek hou van die voorbeeld wat adventure games aan Belville vir ons gegee het. Jy moet kan konteks skep binne wat met jou gebeur en die manier jy daarop gaan reageer gaan bepaal of jy oor die wenstreep gaan of jy nog nie daar is nie. So as gaan ontwikkel jou brein, daar is baie goeders op die internet oor thinking skills, de Bono se hoede, deep and surface thinking, ek kan vir julle 'n klomp van dit noem, wat jy kan gebruik om jou gedagtes bietjie te fasiliteer op 'n manier wat nie vir jou noodwendig natuurlik kom nie. Dit gaan jou baie help om
om deur prosesse te gaan of deur jou denke te gaan om dit mooi te formuleer. Maar gaan apply your mind. As jy moeg is en jy kan nie dit doen nie, vat 'n breek of gaan praat met iemand dat hulle jou kan help om jou gedagtes weer te align en so voort as jy iewers in 'n muur vasgeloop het. Dis hoekom mentorskap en ons sê mentorskap en coaching is 'n non-negotiable, want sonder daai ouens kan jy nie gaan waar op jou eie nie. Jy sal altyd verder kan gaan. Enige ou wat 'n coach of 'n mentor het, sal verder kan gaan as 'n ou wat dit nie het nie. Die ouens help jou om verby daai mure te kom sodat jy jou gedagtes daardeur kan vat. So apply your mind. Die volgende ding is, en hierdie is ontsettend belangrik, ek dink Neville het dit nou genoem, is waar ouens op planne sit, maar nooit daai goed gaan uitvoer nie. Ek wou eintlik toe ek hierdie punt gemaak het, wou ek sê execute. Die probleem is, en weer eens terug na talente toe met meeste entrepreneurs, is dat baie entrepreneurs is innoveerders. Daar's min entrepreneurs wat regtig goeie executors is. Of ouens wat daarvan, en wat ek daarmee bedoel, wat die talent het om aan te hou execute. Die meeste van die ouens wil innoveer en dan wil hulle so 'n bietjie execute en as die besigheid in die gang is, dan begin hulle verveeld raak. En dis wat meeste ouens in daai so, maar ou wat so operate, daai tipe entrepreneurs is innoverende entrepreneurs. Daar's niks fout met jou nie. Dis hoe jy aan mekaar gesit is en dis wonderlik. Maar jy gaan moet weet met wie jy gaan moet partner om die ding dan verder te vat, want anders kan jy iets baie goeds eintlik nou kan dan begin in die hekduik, want jy raak besig met ander planne en dan vou jou besigheid jy begin het. So maak seker alles wat jy doen, alles wat jy dink, dat dit uitloop op planne wat jy uitvoer en dat jy actually daai goed uitvoer en dat jy uit daai uitvoering leer en jouself groei en jou besigheid groei na die doelwitte wat jy daarvoor het. So iemand wat daarop 'n vraag het of wat aanmerking wil maak op dit. Almal nog happy. Maak dit sin. Alright. Dan die laaste punt hierso, maak seker al die areas werk goed saam om die besigheid se doelwitte te bereik. Ouens, dit is krities dat jy al hierdie areas van besigheid en sakebestuur bymekaar moet hou. Obviously van hulle gaan baie keer meer gewig dra as ander kere, maar dit is belangrik dat jy al hierdie balle bymekaar moet kan hou. As jy sukkel daarmee, dan moet jy partner met iemand wat jou kan help om die balle bymekaar te hou. Want jy kan nie 'n besigheid bedryf sonder een van hulle nie. Almal van hulle is belangrik. Almal van hulle is altyd uit play. Hulle het dit almal self gesê. So jy kan nie een van hulle ignoreer in die bestuur van jou besigheid nie. Weereens as ek sê, party van ons het meer talent rondom sekere areas as ander, maak seker jy weet waarvoor jy die talent het, sodat jy die ander areas deur middel van jou vennootskappe of vriende of whatever jou netwerk kan aanspreek, sodat jy al jou areas van jou besigheid heeltyd in ag neem en heeltyd in beheer is daarvan. Okay. Weereens as ek sê, die goed kan verander en dis hoekom ek sê, soos wat entrepreneurskap gaan daaroor om te kan aanpas by verandering en dit te omskep in jou voordeel. Hoe beter jy daai vermoë ontwikkel, hoe meer suksesvol is jou kans, hoe beter is jou kans op sukses. Okay, maak dit sin? Ek nee of ja, okay, almal happy. Alright. Enige vrae verder oor sakebestuur? Ek het dit regtig probeer eenvoudig hou, net vir julle konteks gee in terme van die goed wat ons die laaste 2 dae gepraat het, sodat ons dit net bietjie bymekaar kan bring en sê, okay, maar wat doen ons nou met al hierdie goeders? En ek as besigheidseienaar wat nou of mense het of verantwoordelik is vir die besigheid, wat behels dit van my om hierdie besigheid doeltreffend te bestuur? Dit baie keer voel dit of jou brein sê nee, jy kan nie al hierdie goeders doen nie, maar hy kan, jy moet hom net leer hoe in jou unieke manier om dit te doen. En dis hoekom dit belangrik is om jouself goed te ken en verstaan. Maar as jy hierdie goed kan volg, dan glo ek sal julle besigheid suksesvol kan bestuur. Enige vrae? Kan ek aangaan? Ek wil dan aangaan met julle gou te praat oor 'n sakeplan en hoe stel ek jou nou op? Okay. Ouens, daar is ontsettend baie templates daar buite. Jy kan op die internet verskriklik baie goeie skryf oor sakeplanne en verskillende templates daarvan. As jy daarvan hou, is dit great. As jy nie daarvan hou nie, is dit ook great. As ek dit sê, beteken dit maar net, jy kan 'n sakeplan bymekaar sit soos wat dit vir jou gemaklik is, solank as wat dit sin maak. En dit is my eerste punt wat ek het wanneer jy besig is met 'n sakeplan. En wanneer jy ook aan die kompetisie deelneem, dis baie keer die gevaar met templates wat ons sien. Mense kry 'n template en dan begin hy hierdie ding invul.
En as ons hier goed begin lees of ons sit met hom en ons begin hom vra, dan begin hy homself weer spreek binne in daai sakeplan. So bemarking sê hy, die mark is 10 miljoen mense, en as ek dan sy finansiële projeksies kyk, dan sê hy nee, hy gaan 10% daarvan gebruik, en as ek kyk, dan dat daai 10 miljoen mense, dan sit nie met 10% daarvan, dan is nie 1 miljoen mense nie, hy het sommer 10 miljoen daar ingesluit in terme van inkomste wat hy daaruit gaan genereer, of whatever. So maak seker, wanneer jy 'n sakeplan opstel, dat jy jouself nie weer spreek binne die verskillende afdelings van 'n sakeplan nie. OK. Nou net soos wat ons nou met deur hierdie areas van impak gegaan het, stem julle saam met my dat dit is eintlik maar die areas wat jy moet aanspreek in jou sakeplan? Of dink julle daar is nog areas wat jy moet aanspreek? Of sal julle alles binne daai areas kan inpas? Wie sê ja? Hande opsteek en wie? OK, daar is 'n paar wat nie weet nie of wat sê nee. Wie sê nee? OK, so daar is baie wat geen comment het nie. Ouens, as jy daai 7 areas wat ek nou vir jou gegee het, aanspreek in 'n sakeplan, dan sal jy en jy spreek dit elke area ordentlik aan en volledig aan, dan vervat dit jou hele sakeplan. OK, dis hoe eenvoudig is wat dit is. Maar maak seker, jou hele sakeplan vertel 'n storie. Dit wat Neville gister met julle bespreek het rondom die business model canvas, sal julle sien, niks van daai goed staan los van mekaar nie. Alles wat hy hier verander het, daar impak, en op die einde van die dag bring jy dit by een hoofdoelwit uit, en dit alles saam vertel een storie. So jou sakeplan moet een solid storie vertel. OK, so wees baie versigtig daarvoor, en dis ook hoekom ons baie keer vir ouens sê, ek gaan dit later ook sê, op my laaste punt is eintlik, jy moet self jou sakeplan opstel. Ek het verskriklike hartseer stories al gehoor van ouens, betaal hulle mense R150,000 om 'n sakeplan op te stel, wat seker min of meer die going rate is, vir ouens wat dit vir jou professioneel gaan sit daar ou voor 'n Eskom of vir 'n groot bord waar hy met hierdie ding present, dan begin jy eens vir hom vra, dan weet hy glad nie wat daar binne staan nie, want hy het dit nie self gedoen nie. Moenie jouself in daai verleentheid sit nie. Jy kry een kans om 'n investor of 'n geleentheid te pursue, en maak seker jy weet wat in jou besigheid aangaan. Investors en ouens wat in jou produk belangstel, wil weet dat jy weet wat jy doen. En as jou sakeplan en jou storie nie by mekaar uitkom nie, omdat jy nie weet wat daar binne staan nie, dan kan jy net sowel nie vir die meeting opdaag nie. Dis so eenvoudig is dit. OK. Dan die volgende punt is, versamel sinvolle en voldoende inligting vir elke afdeling. Dit sluit so 'n bietjie aan wat ek nou gesê het. Jy moet jou elke afdeling ken en verstaan, jy moet weet wat se impak wat dit op mekaar het. En dit help nie, jy gaan op die internet en jy gaan kry 'n klomp generiese inligting en jy copy en paste dit daarin, maar dit is nie sinvol binne die konteks van die besigheid wat jy wil begin en wat jy die storie wat jy vir my probeer vertel nie. Of baie keer is dit nie voldoende nie. Ek gaan nou vir jou daar in Bellville 'n kans gee. So maak seker dat die inligting wat jy daarin sit is sinvol en is voldoende vir dit wat jy. Moenie overkill nie. Moenie dink jy moet vir my 'n klomp goeders kom gee net for the sake of a business plan nie. Chris het vroeër so 'n bietjie daarop gesit of dit gesê, dit gaan nie oor die lengte nie. Ek dink wat sy naam het dit ook gesê, ou Konrad het dit ook gesê. Ouens stel nie belang in die lengte van jou business plan nie. Hulle stel belang in die content daarvan en hoe goed jy dit verstaan. Ekskuus, wat jy wil vir jou te vraag, daar in Bellville. Jou sakeplan is 'n kort weergawe van al die verskillende vertakkings van jou besigheidsplan. Soos jou finansiële state, jou operations manuals, jou uitvoerbaarheidsstudies en al daai goed. Jy gebruik al daai inligting en jy bring dit saam in 'n 2-3-4 bladsy sakeplan. Dis korrek, ja. Dit wil jy voorlê. Dis wat ek vir jou sê, ja, dis wat ek bedoel, ja. Onthou, as iemand 'n vraag het jy mos nou klaar deur daai inligting gegaan, so jy kan dit kommunikeer, en as hy vir jou sê, maar dis nie waar nie, dan kan jy jou navorsing uithaal, verstaan jy? Maar die ouens kyk nie na daai goeters nie. Dit maar, die ouens het, soos ek dink, Stefan het dit ook gister gesê, die ouens is raak moedeloos, dit is soos, die oomblik as jy jouself probeer oortuig, het jy eintlik die fight klaar verloor. En dis maar ook wat ek hierso bedoel, jy kan al die navorsing doen, maar jy moet dit sinvol en duidelik voldoende kommunikeer, dat jy nie onduidelik is oor wat jy probeer sê nie. Dit moet op die man af wees en dit moet duidelik wees. In gewone Afrikaans. Yes, daar in Somersetwes. Ag Etienne, ek wil net weet, die sakeplan, moet dit in Afrikaans of Engels wees? Vir die kompetisie is dit in Afrikaans. As dit vir jouself is, hang dit af, dan maak dit nie saak nie.
As dit gewoonlik vir investors is, ouens soos Konrad, hulle is almal Afrikaans, maar baie ander investors in die banke, hulle funksioneer maar in Engels. So ja, ek antwoord dit jou vraag. Ja, dankie. So die kompetisie is Afrikaans. Dis Afrikaanse sakeplan, ja, is Afrikaans, okay, ja. Dankie. Okay. Dit maak dit gewoonlik bietjie makliker, ook vir ons. Yes, dan Belwel is nog, is daar nog 'n vraag in Belwel? Vertel ons, okay, nee, dan skryf in die mic, enige ander vraag? Okay, hierdie maak vir julle sin, julle verstaan wat ons probeer sê hierso. Ouens, moenie hoogdrawende terme gebruik, wat jy self moeilik vind om in konteks te sit nie. Ek sê altyd vir ons praat gewone Afrikaans, want ons gebruik baie keer jargon en terme, maar die goeters, dit klink baie fuzzy, verstaan? As jy vrou bijvoorbeeld vra wat is die definisie van 'n entrepreneur, dan kom jy met al die terme en goeters, of bemarking, en dan praat jy so social media, en dan al die terme wat hulle rondgooi. Dit beteken absoluut niks, dit sê nie vir my dat jy verstaan wat jy doen nie. So maak seker, jy kan aan my mooi verduidelik, dat jy weet wat jy doen, en dat jy weet waaroor dit gaan. Ek het nou klaar eintlik hierdie punt aangeraak, formuleer en dokumenteer elke afdeling, of area duidelik, en maak seker jy kommunikeer dat jy weet waarvan jy praat. Die volgende punt is, en jy het nou eintlik, dankie vir wat jy aangeraak het rond jou navorsing. Ouens, dis baie belangrik, en die ouens het dit vroeër, gister en vandag genoem, dat jou sakeplan moet geloofwaardig wees. So maak baie seker dat whatever aanname of gevolgtrekking jy maak, dat jy behoorlike bewysheid daarvoor het. Okay, baie van ons as entrepreneurs is baie excited oor wat ons wil doen, dan is dit vir ons baie maklik om aannames te maak, en is vir ons baie maklik om tot gevolgtrekkings te kom. Maar jy moet baie goeie bewysheid daarvoor hê. Weereens, as jy net vanuit jou eie oogpunt na 'n ding kyk, mag jy dalk baie fundamentele goeders miskyk, wat wanneer jy voor iemand sit, wat dit met jou klankbord, of 'n investor, en hy vra vir jou iets, dan is dit eintlik 'n baie geldige punt, maar jy voel eintlik so 'n bietjie verleer, dat jy nie daaroor gedink het nie, en dan begin jy jouself verdedig. En dan is jy in die moeilikheid, dan moet jy net eintlik ophou praat. Dan moet jy eerder sê, yes, hoor jy, ek het nie daaraan gedink nie. Dit sê meer van jou in so opsig, as wat jy so aanhou babbel om dit probeer reg te stel. So maak seker, wanneer jy aannames maak of tot gevolgtrekkings kom, dat jy dit kan goed substantieer. Al bly dit dan jou opinie, dan sê jy, dit is my opinie. Okay. Weer eens in sakeplanne kry ons dit baie, dat ouens maak aannames, veral wanneer dit by projeksies kom, ouens. Ons lag altyd, ons het nog nooit 'n swak projeksie gesien wat nie geld maak van die eerste jaar af nie. Dis nie altyd die realiteit nie. Okay, so maak seker dat jou aannames is redelik. Onthou net, whatever jy in 'n projeksie sit, as jy vir 'n investor sê en hy sê, okay, cool, ek hou van jou besigheid, ek gee vir jou geld, hy gaan jou hou by daai syfer. En hy gaan jou hou by daai aannames en daai gevolgtrekkings wat jy gemaak het, as jy oortuig dat dit die waarheid is. En jy wil nie op daai plek kom waar jy later kom en sê, yes, okay, as jy vir jou sê, waar is ons hierdie returns en waar is die, jy wil nie daar kom nie. As jy 'n fout gemaak het of jy het verkeerde aannames gemaak, dan is dit wat dit is. Maar wees van die begin af baie realisties en sovoorts oor dit. In terme van wat se kapitaal het jy nodig, hoe lank gaan dit vat voor jy begin goeie geld genereer. Jy gaan nie vandag een of die sales maak wat jy dink jy gaan maak nie. Nie net tensy jy die kontrak geteken het alreeds nie. So wees net realisties in terme van dit. Ek het reeds daai punt genoem, maak seker jou plan is geloofwaardig. Selfs al het jy 'n great idee van jy wil die volgende spaceship maan toe vat, en hy gaan sommer van jou tuin af opstyg, al gebruik jy iets so regtig buitensporig, maak net seker die ding is geloofwaardig. Okay. Niemand gaan na 'n sakeplan, oomblik as jy geloofwaardigheid verloor, kan jy maar vergeet. Die ouens gaan nie eens verder na jou luister of na jou sakeplan kyk nie. Dis maar wat Chris ook nou gesê het in terme van goeie sakeplanne. In goeie sakeplanne is daar baie geloofwaardigheid en ons wil dit reward, want ons wil hê julle moet goeie sakeplanne bymekaar kan sit. Julle moet julle besighede suksesvol kan bestuur. Dis die doel van die kompetisie is om jou te help om goeie planne te kan maak om op die einde jou kans op sukses te verbeter. Enige vrae tot dusver of julle nog happy? Alright, dan hierso is 'n baie belangrike punt in terme van die formaat. Ek het nou verwys na templates. Ek wil julle asseblief vra, ons het nou in die kompetisie is daar nou 'n vaste formaat in die begin, maar wanneer dit kom by die formele sakeplan wat jy indien, moet regtig nie worry oor die template daarvan nie.
Ek wil regtig graag hê jy moet eerder vir ons iets gee wat sin maak, wat 'n storie vertel, wat dinge maklik eenvoudig verduidelik, maar wat ook vir ons sê dat jy weet waarvan jy praat. Ek het al kliënte gehad wat in prentjies dink en spidergrams en sulke goeters en ons het al vir hulle sakeplanne, sy het al sakeplanne gaan skryf op daai spidergram. Obviously is daar baie detail en daai detail het sy met aanhangsels aangeheg, maar dit is hoe sy haar sakeplan geskryf het en dit het briljant gewerk. Want wie moet die sakeplan op die einde dag verstaan? Wie is die persone wat 'n sakeplan moet kan verstaan en uitvoer? Wie wil vir my sê? Enige iemand? Jy is aan Belwel? Die entrepreneur self. Ja, en Centurion? Die mense wat vir jou finansiering moet gee. So, dit help nie, jy gaan stel iets op, jy is helemaal reg aan Belwel, jy is entrepreneur met daai ding verstaan soos val uit 'n boom uit, jy moet presies weet, jy moet vir jou maklik wees om daai ding te kan aanpas en te kan ontwikkel ensovoorts. Die tweede ding is die finansierder moet dit maklik vind en hy moet verstaan wie's jy ook wanneer jy die sakeplan neersit. As iemand na my toe kom en hulle doen dit in prentjies, dan kan ek min of meer sien hoe hierdie persoon se kop werk en hoe hulle aan mekaar gesit is. Iemand het kom in lang bladsye en ek kan sommer sien dis 'n template. En ek kan sien die persoon weet nie regtig en dan sê dit klaar vir hierdie entrepreneur het nie regtig 'n idee van wat hy wil doen nie. Hy dink hy het 'n idee, maar hy weet nie regtig hoe hy dit wil doen nie. So maak seker dat jou template is naby aan jou authenticity as entrepreneur, sodat jy dit kan verstaan en kan uitvoer en sodat wanneer 'n investor hy dit ook jou kan verstaan en hy die geleentheid kan verstaan waarin hy geld waarvoor jy hom vra om geld in te belê. Okay, maak dit sin? Okay, so moet asseblief nie vasgevang wees in templates nie. Ek is glad nie 'n voorstander daarvan nie. Okay, dan het ek nou klaar hierdie ook al gesê, stel die ding self op, al kry jy insette van ander persone. Ontsettend belangrik ouens. Jy moet die inhoud van jou besigheidsplan opstel en jy moet dit alles goed ken en verstaan. Jy kan vir ander ouens vra om jou te help en jy kan vir ander ouens vra om vir jou dele daarvan vir jou inligting daaroor te gee, maar jy moet dit saamstel. As ons projeksies kry en ons begin dit met die ou bespreek en ek sien hy is nie heeltemal seker nie, dan begin ek besef hierdie ou is nie finansiëel regtig aangelê nie. Hy verstaan nie, so iewers het iemand dalk om gehelp. As ek hom vra, hoorie, het iemand van buite jou gehelp met hierdie projek? Sê ja, jy sê my broer wat 'n ouditeur is het my gehelp. Mens kan dit sien in 'n sakeplan. So ek sê nie jy moet nie so 'n persoon gebruik nie. Ek sê net jy moet baie mooi dit verstaan wat hy vir jou gee wat jy dan insluit in jou sakeplan. En al moet hy dit vir jou 1000 keer oor verduidelik oor hoe hy dit gedoen het, dan moet hy dit 1000 keer doen. Want glo my, die ou gaan vir jou vra wat staan daar en hy gaan vir jou vra. Hy gaan nie jou broer bel en sê hoor jy verduidelik vir my hierdie syfers nie. Want jy is die jockey, jy is die entrepreneur, hy gee vir jou die geld. Ouens, dit is dit rondom sakebestuur en die sakeplan. Hou dinge eenvoudig ouens, moenie dit goed vir jouself complicated maak nie. Gaan dink weier as wat jy normaalweg sal dink. Moenie vasgevang raak in jou eie denkpatrone nie. Kry ander mense rondom jou met wie jy jou besigheid en aspekte areas binne jou besigheid kan bespreek sodat jy na goeders kan kyk wat nie vir jou natuurlik kom nie en jy jou besigheid holisties ordentlik kan aanspreek. Dis vir ons regtig belangrik dat julle self moet ontwikkel as entrepreneurs en dat julle moet weet hoe en waar pas julle in julle besigheid en hoe moet julle besigheid julle lyk sodat dit suksesvol kan wees. Jy moet jou besigheid gaan bou. Jou besigheidsmodel moet gebou word rondom jou authenticity, rondom wie jy as 'n unieke persoon is. En wat ek daarmee bedoel is, as jy nie jou uniekheid vind en jou uniekheid kan uitleef nie, gaan jy vinnig op 'n plek kom waar jy verveeld raak en voel hier is nie meer die kool jy sous werd nie. So ons moet besigheid so bou dat dit aanvoel. So ek hoop dat dit vir julle so 'n bietjie meer eenvoudiger gemaak. Ek wou net graag die goeie so die laaste 2 dae gedoen het vir julle bymekaar bring om te sê jy as individu is die belangrikste. Jy moet jouself ontwikkel en jouself apply as entrepreneur binne in jou besigheid. Jy moet risiko's kan bestuur. Jy moet na jou finansies kan bestuur, jy moet na menslike hulpbronne kan hanteer, jy moet na regsaspekte kyk, jy moet na belasting en ander wetlike aspekte kyk, en jy moet weet wat om te doen, hoe gaan jy jou besigheid bemark en hoe gaan jy jou produk verkoop, ensovoorts. Daar's baie dinamikas binne dit,
maar hou dit eenvoudig en maak jy goed jou eie. As ouens vir jou, soos ek sê, as ouens vir jou goed 1000 keer oor moet verduidelik, laat hulle dit doen, jy betaal hulle daarvoor. Of as jy dit nie betaal nie, koop dan nog 'n koppie koffie. Ek is seker hulle sal nie omgee dan om jou te help nie. Ander ding wat ek ook vir julle kan sê, dit hoef nie geld te kos om hulp te kry nie. Moet gaan kyk na jou netwerke. Gaan kyk wie in jou netwerk ken jy wat jou kan help. Mense wil graag mekaar help. En jy kan baie inligting uit iemand kry net deur vrae te vra. Jy kan hierdie gaan toets as jy weer daar met braaivleisvuur staan. Ek kan dit dalk nie vir die dames sê nie, want ek het al gesien as jy 'n koffie en tee, dan praat almal gelyk, maar almal verstaan, so ek verstaan dit glad nie. Maar in ons ouens geval kan jy daar staan en braai en jy kan vir ou 'n vraag vra en jy kan hom heel aan net vir hom vra en hy sal heel aan praat sonder om jou iets terug te vra noodwendig. Ja, as hy jou vraag vra en jy vra 'n vraag terug, jy antwoord hom met 'n vraag, so jy sien hy sal aanhou praat. So daar's baie inligting wat jy uit jou vriende en uit mense uit kan kry as jy regtig net vir hulle vra op die einde van die dag. Dis my enige punt wat ek probeer maak. So ek hoop hierdie maak vir julle 'n bietjie meer sin. Ek hoop die hele 2 dae het vir julle 'n bietjie meer inligting gegee, 'n bietjie meer gegee om mee te werk en julle kan dit julle eie maak. Want dis die belangrikste, julle moet dit julle eie kan maak. So ons waardeer regtig en ek honor julle vir die tyd wat julle gemaak het en vir die investment wat julle gemaak het om vir 2 dae te kom luister in julle besighede en julleself en julle besighede te kom werk. As julle so aanhou, sal julle die sukses daarvan proe. Dit is ek baie seker van. Ons wil graag ook vir julle vra om asseblief vir ons 'n bietjie terugvoer te gee. Julle is vir ons regtig belangrik en ons wil regtig weet dat ons die goeders aanbied, dat dit op 'n manier vir julle waarde toevoeg. So ek wil op 'n papiertjie, asseblief nie jou naam opskryf as jy nie wil nie. As jy net vir my daar kan skryf, wat is dit wat vir jou gewerk het van hierdie 2 dae? Jy kan enigiets noem. En wat het nie gewerk vir julle ten opsigte van hierdie werkswinkel wat ons aangebied het. Weer eens, jy kan enigiets noem. Wees asseblief so eerlik as moontlik. Ons waardeer dit. Ek het jou kritiek nodig. Ek het nie nodig dat jy moet stil bly of nie moet eerlik wees nie. So asseblief voel vry om groot te gaan. Dis nie hallo Pieter nie, maar dit is ons wil graag julle terugvoer hê. Maar van my kant af ontsettend baie dankie. Ek sien nou 'n bel wel as 'n hand. Ekskuus, kan ek maar praat. Ekskuus. Mag ek sommer nou gou 'n bietjie terugvoer gee? Ek is gewoond aan die onderwysdepartement waar 'n saal vol onderwysers sit te wag vir die spreker wat laat opdag en dan vra hulle by wyse van handopsteek wie's Afrikaans, wie's Engels. Nie dat hulle dan steur nie, hulle praat nooit Afrikaans nie. So ek wil net dankie sê vir julle wat so mooi gehou het by die tye van die program albei dae. Vir alles wat in Afrikaans was, dis awesome. Vir al die experts wat julle bymekaar gesit het om hierdie aanbiedings vir ons moontlik te maak. Julle die beste van die beste mense wat al die pad gestap het en bymekaar gesit. En een van hulle was selfs 'n dame, soos 'n vars briesie. Niks teen die manne nie. Ek is 'n weewenaar, dis hoekom ek wag het dat daar 'n slag 'n vrou moet wees wat iets sê. En dat jy dit vir ons bekostigbaar gemaak het om dit by te woon. Baie dankie. Ja, Centurion is ook iets wil by sê. Weet nie. Ek wil net een ding vra. Hierdie hele beplanning, wat is die tydperk wat 'n mens so iets oor doen? Is daar 'n vasgestelde tydperk? Doen jy dit in 'n maand, doen jy dit 3 maande, vat dit 6 maande? Want volgens wat jy nou gesê het met die kompetisie, vat dit omtrent 'n ewigheid. Ek wil net reg verstaan wat jy my vra. Praat jy van as jy nou 'n besigheid het en jy moet nou goed doen daai beplanning, of praat jy van aanloop tot die begin van 'n nuwe besigheid? Ja, wel die begin van 'n nuwe besigheid, want waar ek gedog het ek is omtrent reg om te begin mense aanstel om die werk te doen, sit ek nou en ek dink ek moet teruggaan na stap 1 toe. En ek moet weer van vooraf begin, want ek het helfte van die goed wat julle genoem het ek nie in aanmerking geneem nie. Ek waardeer regtig jou vraag, is 'n uitstekende vraag, en dit is iets waarmee almal van ons as entrepreneurs mee gekonfronteer word, en dis wat ek nou gesê het, daar's konstante verandering, en jy moet die vermoë ontwikkel om soveel as moontlik goeie inligting bymekaar. Party goed gaan jy mis en party goed gaan jy nie mis nie, maar hoe gaan jy nou aanpas? So in terme van jou vraag rondom beplanning,
beplanning is nodig vir so lank as wat dit nodig is. Ek weet dit klink nou baie vaag, maar jy gaan nie ophou beplan vir die res van jou lewe nie. Jy het nou beplan tot waar jy nou is en jy het ontsettend baie geleer en soos jy nou, as ek woord uit jou mond uit kan vat, het jy nou nog goed gehoor vandag of vir die laaste 2 dae wat jy weer in ag moet neem. So jy gaan bloot net jou beplanning verder doen. As dit jou by 'n punt bring wat jy besef, okay, nee, ek kan nie nou die sneller trek nie, dis toe nie 'n bok nie, maar 'n mens, dan wag jy tot dan stap jy verder en gooi jy geweer by jou skouer en jy doen wat jy moet doen totdat jy die bok sien en dan kan jy hom skiet. Maar eerder dit as wat jy begin en jy verloor dalk iets finansiëel of jy kry baie skade of dit wat jy die great idee wat jy het kom nie van die grond as gevolg van nie goeie slegte beplanning of minder goeie beplanning as ek dit so kan stel. Antwoord dit jou vraag Henny. Dankie vir daai vraag. Dit is 'n baie goeie vraag. Ek sê altyd ouens vat liewer langer in beplanning. Moenie procrastinate nie. Moenie top op goeders en nooit begin nie. Ons moet begin, maar ou moet berekend die goed begin. Sekere goeders is makliker om te bou terwyl jy vlieg. Ander goeders is nie. Maar jy moet jou besigheid so goed ken en verstaan dat jy weet hierdie ding kan ek bou terwyl ek vlieg, maar hierdie ander besigheid vir my kan ek nie bou terwyl ek vlieg nie. Weereens, ek kan bietjie staaltjies vir julle vertel van kliënte met wie ons werk. Dit gaan oor wie jy is as dit kom by hierdie tipe van goeders. Wanneer ons kliënte het wat baie meer strategiese talente het, sal ons kry dat hulle baie meer ouens is wat baie lank dink, hulle vat langer om 'n strategie uit te voer, dan kry ons executors. Chris onder andere is een, ek is ook toch al goed in executing. As ons wil vinnig goeders begin. Maar daar is risiko's aan albei van hierdie tipe persone, as dit kom by executing en strategies. Ek sê altyd, partykeer kan die strategiese ouens, hulle bou sulke wolke, dit lyk, dit gaan nou verskriklike donder weer, en dan reën dit nooit, want hulle doen niks nie. So, jy moet jouself so goed ken en verstaan, dat jy weet, wanneer is die tyd reg, dat beplanning nou moet oorgaan in aksie, want daar moet altyd aksie wees, as daar nie aksie is nie, gaan jy nie weet, of die ding werk nie, en ek sê altyd vir ouens, vir entrepreneurs, veral strategies en wat lank dink oor goed, sê ek, kom ons maak net die eerste rand. As jy die eerste rand gemaak het, is dit maklik om die tweede en dan van daar af kan ons gaan vra vir die geld. Ons het programme wat ons met studente hardloop entrepreneursweke en goeders wat ons hulle kry om met R100 'n besigheid te begin. En jy sal verbaas as ek vir jou moet sê hoeveel geld hulle genereer in 'n effektiewe week se tyd. Hulle genereer op average R1000 in 'n week se tyd. En die beginsels op R100, die beginsels op R1.000.000 is dieselfde. So as jy dit wat jy nie met R100 kan doen nie, gaan jy ook nie met R1.000.000 regkry nie. Dit kan ek nou vir jou beloof. Maar jy moet jouself goed ken en verstaan en sê, weet jy, dis wie ek authentically is. So ek moet partner met ouens as ek strategies is wat my kan kry na die uitvoerende kant toe. En as ek uitvoerend is, moet ek partner met ouens wat strategies is sodat ek nie goeders mis en nie met 'n ding hardloop en begin en dan groot pyne vir myself veroorsaak dat ek in 'n oorlog gaan hardloop sonder 'n geweer nie. Of sonder dat daar 'n boom is waar agter jy kan skuil wanneer die ouens jou begin terugskiet nie. So ja, maak dit sin. Ek probeer net dis maar van die realiteite daar buite, maar so ouens, weer eens, dit kom maar terug na wie is jy as entrepreneur, wat is jou talente, wie is jy in jou uniekheid en hoe wend jy dit aan sodat jy jou venture suksesvol aanpak en op jou doelwitte bereik. Dis die belangrikste. Enige ander kommentaar of opinies wat jy wil lewer? Ek sien in sommer uit Wes gryp iemand, 'n mic. Ek het amper gedink ons batterye is pap. Maar ek wil sê baie dankie namens ons groep. Ons het dit verskriklik geniet en waardeer en ons gaan definitief baie opgewonde wees om alles toe te pas wat ons geleer het. En ek wil ook sê baie dankie vir al die unieke sprekers wat so absolute expert was op hulle gebied. Baie dankie. Groot plesier. Great. Nog ietsie? As jy reg om huis toe te gaan. Baie dankie julle. Ek dink Chris wil net gou as jy net so nog so 'n minuut as hy Chris wil net gou nog 'n woord sê, maar baie dankie van my kant af. Ek waardeer julle regtig baie. Dit was baie lekker. Baie sterkte en mag julle net geseënd wees as ons mekaar nie weer gou sien nie. Mooi bly. Lekker dag. Dames en here, ek gaan nou sommer so inval net sê baie dankie ook vir julle deelname, dat julle moeite gedoen het. Daar's mense wat baie ver gery het na die verskillende sentrums toe. Ons waardeer julle moeite. Ons sien daarna uit om julle sakeplanne te ontvang in die sakeplan kompetisie self en dalk het ons nog hele klomp wenners. Onthou die datum van 7 Oktober of moet ek sê eers 15 Julie, die sluitingsdatum van die kompetisie. Die datum van 7 Oktober
wanneer die leeukuil en die gala geleentheid is. Enige iemand wat deurdring, gaan daai datum moet oophou. En dan ook die datum van volgende Vrydag. En ek hoop ek gaan hier by daai tydslyn kan nou, dit is so bietjie uit my hand uit, maar volgende Vrydag wat ons dan die klankbane van wat julle vandag gehoor het en ook die skyfies gaan oplaai daar, en ons behoort teen daai tyd behoort ons al 'n beter uiteensetting van die prys ook vir julle te kan opsit, wat al, soos ek sê, die teen meer as 1.2 miljoen rand in waarde is. Daar's moontlikheid van nog wat bykom, so ek raak by die oomblik en by die dag al hoe opgewonder daaroor dat ons dalk hom ook baie mooi kan opstoot. So, maar baie dankie weer eens vir almal van julle, as julle asseblief sal onthou van daai terugvoervorms waarvan Etienne gepraat het. Dit help ons net om 'n beter seminar volgende jaar ook aan te bied. En dan wil ek ook daarom net vir elkeen van die sentrums, daar by die sentrumbestuurders, as ons dalk 'n lekker handeklap vir die sentrumbestuurders en die mense wat die kos maak gee. Ek hoop almal het lekker geëet. En dan ook dankie aan ons borge wat ook hier is, Etienne wat self gepraat het. Al ons sprekers, almal het groot waardering daarvoor. Neville, daar in Centurion en Francois Marleen, Neville van Brightworks, ekskuus, en Francois Marleen van Perimedia, wat die webblad en al die ontwerp daar rondom gehanteer het. So baie dankie aan elkeen van julle. As daar iemand is wat ek op uitmis, is ek baie jammer daaroor, maar ek sal weer met julle almal in e-pos kontak wees en die volgende inligting deurgee. Baie dankie, veilig ry, en weer eens dankie dat julle deelgeneem het.